Ek groet in die wonderlike naam van ons koning Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker op hierdie maandag, die 17de Augustus 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is brood vir die siel 0720202615. Hier is 'n vraag wat baie keer opkom by die mens. Wanneer laster ons teen die Heilige Gees? Wat is daai sonde wat ons nie gaan vergewe word nie? Dit is nie om die Heilige Gees te vloek nie, dit is nie om hom sleg te sê nie, dit is nie omdat ons nie vir hom luister nie, dit is nie omdat ons nie tot bekering kom wanneer ons roep nie. Nee, kom ek verduidelik. In Lukas 12, vers 4 tot 12, sê Jesus wie gevrees moet word. En onder andere by vers 8 sê hy, en ek sê vir julle, elkeen wat my sal bely voor die mense, hom sal die seun van die mens ook bely voor die engele van God. Maar hy wat my verloon voor die mense, sal verloon word voor die engele van God. En elkeen wat 'n woord teen die seun van die mens sal spreek, dit sal hom vergewe word. Maar vir hom wat gelaster het teen die Heilige Gees, sal dit nie vergewe word nie. En wanneer hulle heel sal bring voor die sinagoges en die owerhede en die gesaghebers, moet julle heel nie kwel oor hoe of waarmee julle heel sal verdedig, of wat julle sal sê nie, want die Heilige Gees sal julle in dieselfde uur leer wat julle moet sê. So wat is hierdie sonde wat geen mens ooit sal vergewe word nie? Kom ek verduidelik dit. Dis baie eenvoudig eintlik. Jy sien in Lukas 11 vers 14 tot 28 is daar godlastering. En Jesus het 'n duiwel uitgedryf en die was stom. En toe die duiwel uitgaan, het die stom man gepraat en die skare het hulle verwonder. Maar sommige van hulle sê, deur Beelzebul, die owerste van die duiwels, dryf hy die duiwels uit. En ander het hom versoek en van hom 'n teken uit die hemel begeer, maar hy het hulle gedagtes geken. En vir hulle gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes, en 'n huis wat teen homself is, val. En die Satan ook teen homself verdeeld is, hoe sal sy koninkryk bly staan? Want julle sal sê dat ek Beelzebul die duiwels uitdryf. En as ek deur Beelzebul die duiwels uitdryf, deur wie dryf julle seuns hulle uit? Daarom sal hulle heel regters wees. Maar as ek deur die vinger van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God waarlik by julle gekom. En dan verduidelik hy van 'n sterk man en al daai dinge, maar dan gaan ons terug na Matteus 12 toe. Jy kan dit ook kry in Markus 3 vers 20 tot 30 en Lukas 11 vers 14 tot 23 wat ek nou net gelees het, die godslastering van die Fariseërs. Want jy sien daar verduidelik Jesus eintlik vir ons. Vers 31, daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering sal die mens vergewe word, maar die lastering teen die Gees sal die mense nie vergewe word nie. Dit is juis die deel waar hulle ook vir Christus beskuldig, dat hy die duiwel uitdryf deur die duiwel. Jy sien, en dit is die godslastering. Wanneer iemand na jou toe kom en hy praat regtig met die krag van die Heilige Gees met jou, en jy sê vir hom, hy het nie regtig geprofeteer nie, hy het nie regtig 'n woord gegee deur die Heilige Gees nie, daai persoon is 'n waarsêer, of wat ook al, dan sondig jy teen die Heilige Gees. Wanneer iemand regtig genesing doen deur die Heilige Gees en jy sê, dit is deur iets andersters wat hy die duiwel uitgedryf het, dan is dit godslastering, dan is dit daai sonde wat jou nie vergewe sal word nie. Want wanneer ons die krag van die Heilige Gees laster en sê dis iets anders, dis wanneer ons sondig. Ek het al mense gehoor wat ware profete genoem het as waarsêers, maar dan glo hulle die waarsêers as profete.
En jy sien, dis waar die probleem kom. En ek sê altyd vir mense, wees versigtig teen wie jy spreek. Kry feite uit die woord uit om seker te maak iemand, want die woord sê, ons herken hulle aan die vrug wat hulle dra. So wees versigtig wanneer jy iemand beledig of sleg sê of beskuldig dat hy nie deur die Heilige Gees werk nie, en hy werk wel deur die Heilige Gees, want dis daar die sonde wat nie vergewe word nie. Jy as 'n kind van die Here moet kan discern, jy moet kan sien, jy moet kan voel, jy moet kan weet vir 'n feit dat dit is die Heilige Gees. Dis onderskeiding. As jy dit nie kan doen nie, as jy nie die gees van onderskeiding of die gawe van onderskeiding het nie, moenie sulke beskuldigings maak nie. Want dit is die sonde wat nie vergewe word nie. Kry feite voordat jy van iemand sleg praat. Want jy sien, daar is mense wat nie die Heilige Gees het nie. Daar is mense wat deur die Kundalini gees dinge doen, wat valse waarsêers is. Maar ons moet ons feite hê, voordat ons teen hulle praat. En seker maak, dit is nie die Heilige Gees nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek dank U vir 'n nuwe week wat voor ons lê, Here. Help ons om te kan onderskei tussen wat reg is en verkeerd is, wat goed is en sleg is. Help ons om te kan onderskei, Here, wanneer U Gees regtig deur iemand werk. Help ons om te onderskei, Here, wanneer iemand regtig 'n valse leraar is, 'n valse profeet is. Here, want die woord waarsku ons dat hulle gaan wonders doen, hulle gaan tekens doen. En as dit moontlik was dat tot selfs die uitverkorenes mislei kan word. Here, help ons om reg te sien, Here. Help ons met die leiding. Help ons om in die regte groep te wees, sodat ons in een liggaam kan wees, Here, want nie almal het al die gawes nie, Here, maar dat ons in 'n liggaam kan beweeg waar ons mense kan vertrou en weet hulle het die gawes wat U vir hulle gee. En veral onderskeiding, Here, dat ons hulle volg en glo, Here, en dat ons in daai liggaam kan beweeg as 'n eenheid. Vader, sodat ons in hierdie dae mislei word nie, sodat ons nie teen die Heilige Gees kan sondig ook nie. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien, Here, maar deur die genade vir ons. Gaan met ons in hierdie week wat voor lê, Here, gee ons krag, bemoedig ons deur die woord, Here. Leer ons die waarheid uit U woord, Here. Bekragtig ons met U liefde. Vader, help ons ook om in hierdie liggaam te kom waar ons moet wees. Want ons sien, baie word afvallig in hierdie dae, Here. Maar help ons om sterk te bly en vas te staan. Laat ons nie terugval en afvallig word saam met die ander nie, Here. Vader, ons weet daar's baie dinge wat gebeur en die bose se doel is om ons af te trek, om ons geloof te breek, om ons weg te kry van ons gelowige vriende af, om ons weg te kry van U woord af, Here. Here, maar ons kom en ons staan in die naam van Jesus, teen sy werke, maar dat U ons sal versterk en ons sal waarsku in Jesus naam. Vergewe ons sondes, net sodat ons ander vergewe ook, Here. In Jesus Christus wonderlike naam. Amen. Onthou, lees self die Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.